Dames en here, ons gaan stem op 3 Augustus. Ek dink wat wel belangrik is, dat die mense van Suid-Afrika moet weet, wat beteken hulle stem, as hulle stem op 3 Augustus. Daar word baie propaganda gemaak, en deel van die propaganda is dan juis om te sê dat moenie jou stem mors in hierdie munisipale verkiesing. Nou wil ek vir julle sê, dames en here, die kiesstelsel bepaal wat is die waarde van jou stem. En dit is so dat op plaaslike regeringsvlak het ons 'n gemengde kiesstelsel waar 50% van die raadslede deur 'n suiwer proporsionele stelsel aangewys word en 50% deur wyke. Dis eintlik 'n meerderheidskiesstelsel waar die persoon of die kandidaat wat die meeste stemme in 'n bepaalde wyk kry, word dan verkies. Dit staan bekend ook as eerste by die wenpaal. Nou, dames en here, dit mag vir u klink dat as jy dan in 'n wyk stem, dat jou stem verlore sou gaan, as jy dan nou nie, of as jou kandidaat dan nou nie verkies word nie. Die uniekheid van die kiesstelsel is, dat dit nie so is nie. En dit is daarin geleë, deur die feit dat jou stem wat jy in die wyk vir 'n kandidaat uitbring, bepaal die kiesstelsel word bygetel by die proporsionele lys of stemme waar daar op die proporsionele lyste gestem word. Met ander woorde, jy gaan stem vir 'n kandidaat in 'n wyk, jy gaan nog 'n stembriefie kry vir 'n proporsionele lys waar die politieke partye se name op is. En al wen jou kandidaat nie in sy wyk nie, word daardie stem nog weer bygetel by die proporsionele lys se stemme. En dan werk dit suiwer proporsioneel. As jy 10% van die stemme kry, kry jy 10% van die setels. En as ek dit gesê het, dames en here, daar's net een geval wat jy wel jou stem verloor as jy in 'n wyk stem, en dit is as jy vir 'n onafhanklike kandidaat stem. Want 'n onafhanklike kandidaat is nie op die proporsionele lys nie. Want die kieswet bepaal net 'n politieke party of organisasie wat geregistreer is as 'n politieke party by die OVK, net daardie organisasies se stemme word bygetel. So as jy vir 'n onafhanklike kandidaat stem, dan mors jy daai stem. Andersins mors jy nie jou stem nie, hy word altyd bygetel. So die propaganda wat sê dat jy mors jou stem as jy vir 'n ander politieke party stem, dan is dit verkeerd. Kom ek stel dit vir julle eenvoudig. Want daar's baie kiesers wat sê hulle gaan nie stem nie. Hulle is kwaad vir die ANC. Hoe werk dit? Dames en here, kom ons sê daar's 10 kiesers wat kan stem. 6 stem vir die ANC. 1 kiezer vir party A, 1 vir B, 1 vir C, 1 vir D. Dan werk die kiesstelsel so, dat die A en C kry 6 uit 10, dis 60% van die setels, so hulle kry 60% van die raadslede. Party A kry 1 uit 10, dis 10%, so party A, B, C en D kry elkeen 10% van die raadslede in jou stadsraad. Maar as oom Gert sê hy is kwaad vir die ANC en hy gaan nie stem nie, kom ons sê hy sou vir party D gestem het, dan, dames en here, kry die ANC 6 uit 9. En 6 uit 9 gee 66%. So oom Gert dink hy straf die ANC, maar hy bevorder die ANC deur die feit dat hy nie gaan stem. Daarom sê die Vryheidsfront Plus, gaan stem, want elke stem tel. Dames en here, dis belangrik dat ons die boodskap uitdra, en met dit wil ek vir u sê, weer eens, baie hartlik welkom hierso by ons.